julle hier is. Dankie dat julle was die naam van die Here gehoorsaam in die woord om hier te wees vanmôre. Sjoe, die jaar is amper verby. Paar maande oor, 'n paar dae oor, nie maande nie. 'n Paar dae oor en almal is vir my in hierdie vakansiemoed. Is julle ook in hierdie vakansiemoed? Het die vakansiemoed julle ook geslaan? Dat julle niks wil doen nie, dat julle skoene uitskop en agteroor sit en net relax, want die jaar is amper verby. 2025 is op pad en ons weet nie wat daar gaan gebeur nie. Ons weet nie wat se moeilikheid en wat se struikelblokke die duiwel vir ons inhou in 2025 nie. Maar ek het ook agtergekom in hierdie laaste maand gee die mense nie meer om nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek het agtergekom dat hulle worry nie meer nie. Hulle sal 1 Januarie sal hulle weer begin worry. Hulle worry nie wat hulle doen nie, hulle worry nie hoeveel geld hulle uitgee nie, want mense sê mos Januarie maand is al die moeilikste maande. Maar hoekom? Want omdat jy nie Desember mee worry nie. Want mense doen mos in Desember wat hulle nooit in die ander maande sal doen nie. Nou wil hulle die Kersfees skuld gee om persente en daai goedjies te koop en lekker te eet. Maar tog kyk ons nie van hoe ons lewe nie. En ek wonder en ek het ook agtergekom dat mense hulle kaart laat sak het in Desember. Dat hulle wapens neergesit het en letterlik hulle skoene uitgeskop het en agteroor sit. Want hierdie is 'n besige tyd. Plekke wil toemaak en ons wil graag die goed hê voor die plekke toemaak om ons huise reg te maak of wat ook al jy beplan het vir Desember, want dis mos wat Desember gebeur, want dis mos wanneer die meeste van ons bonusse kry en al die lekker dingetjies, so dan is daar 'n ekstra geldjie ook om nog die huis reg te maak of die kar of wat ook al jy wil doen wat jy beplan het vir die jaar. En nou moet jy nog vinnig spring van die plekke gaan toemaak. En ek weet nie, miskien het jy al toegemaak, miskien is jy al by die huis. En dan, maar wat gebeur? Kan ek vir vra, het jy tyd gemaak vir God in hierdie maand? Of het jy God op bietjie gebere en jy sal hom uithaal die 1 Januarie wanneer jy hom nodig het? Kom aan ons, hoeveel keer bære ons vir God in 'n plek? Hoeveel keer bære ons hom en dan 1 Januarie? Want dis mos 'n moeilike maand. Ons spreek dit mos oor onsself uit, dat Januarie 'n moeilike maand is. Dis, Januarie het 50 dae of 60 dae, as ek reg. 70 dae, jy sien. Want ons bære vir God een kant. God gaan jou net in 11 maande seën nie. En jy is van Februarie af hier na jou kyk nie. Want ons bære God een kant en dan word ons hom uithaal wanneer ons hom nodig het. Ek wil vanoggend met jou gesels oor 3 spesifieke manne in die Bybel. Dit staan regtig in die Bybel. Die manne se naam is Hanania, Mishael en Azarja. Wie ken hulle? Wie ken hulle? Wie ken van Hanania, Mishael en Azarja? Ken jy hulle? Wat is die woord? Nou hulle, as tiener het deur die oorlog gegaan van Jerusalem, hulle het eerstens belewe, hulle het hongersnood belewe, hulle het geweld belewe, en toe gebeur daar die ergste. Hulle word toe uitgevoer uit hulle land uit, en ingevat in die vreemde stad van Babel. Miskien is ons nou amper daar wat julle ken. Nou hier was 'n koning, en hierdie koning gaan alles weggee, en hierdie koning se naam was koning Nebukadneser. Nou koning Nebukadneser wou hulle verander het, want hierdie was regtig uitblinkers, hierdie 3 manne was uitblinkers gewees saam met Daniël, want dit was Daniël se vriende gewees. En Nebukadneser wou hulle verander het, om soos die mense van Babel te wees, om soos hulle te dink, om soos hulle te doen, om soos hulle te glo, en soos hulle te lewe.
Want hierdie manne het goeie eienskappe gehad en hulle is aangestel oor die provinsies van Babel. Jy moet weet, so hierdie manne het goeie eienskappe gehad. En soms gebeur dit ook dat hierdie wêreld waar ons is, hierdie wêreld wat ons liefdevol en gemaklik, dis mos maklik, dis mos gemaklik, dis mos lekker in hierdie wêreld. En veral in Desember maand, want ons konstant uitdaag om aan te pas. Kom aan ons, hierdie wêreld waar ons leef, daag ons konstant uit om aan te pas, om ons Christelike waardes te verlaat en die standaarde van die wêreld te aanvaar. Ons het ons kaart laat sak, want ons aanvaar die wêreldse standaarde. En kan ek vanmôre vir jou een ding sê, elkeen van ons is skuldig daaraan, om die wêreldse standaarde te aanvaar. En weg te beweeg van die waarde en standaarde van God. Dink bietjie in jou, hierdie is 'n vraag wat jy jouself kan vra. Waar het ek my waardes van God se woord verlaat? Waar ek my kaart laat sak, my wapens neergesit en aangepas en hierdie standaarde van die wêreld aanvaar. Ons sien dit reg oor die land. Ons sien dit in ons eie huise. Ek het hierdie week in my oë gegaan. Ek sien hierdie waardes van God het ek laat val. Hierdie waardes van die wêreld het ek aangeneem en ek het dit net aanvaar. Van dit is nou reg. Dit is hoe ons dit nou doen en dit is ook nou vir die rukkie en dis lekker om dit te doen. Eerder as om gehoorsaam te wees aan God se woord. Om gehoorsaam te wees aan God is nie altyd so lekker nie. Kan ek vir jou nog 'n ding vertel? Julle kan later vir my Coke koop daarvoor. Kan ek julle ding vertel? Dis nie maklik om God te dien nie. As jy gedink het, dit gaan maanskyn en rose wees, die oomblik wanneer jy die Here dien, en wanneer jy sy woord gehoorsaam, het ek nuus vir jou. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons nie ons kaart of ons wapens moet verlaat nie. En Daniël, hulle het hierdie uitdaging gehad, en hierdie eerste uitdaging wat hulle gehad het, was die uitdaging van hulle taal. Koning Nebukadneser gehad het, hulle moes hulle taal aanleer. En ek dink nie wat moeilik was nie, want hulle moes Aramees aanleer en hulle is Hebreërs gewees. Dit is soos Nederland en Afrikaans. Het al Nederland gehoor? Klink baie dieselfde. So vir ons om Nederland te gaan leer, gaan nie te moeilik wees nie. Ek dink ons sal dit nog maklik en vinnig vang om dit aan te leer as wat ons nou 'n ander taal so Spelling moet gaan aanleer. Maar as ons nou in Nederlands moet aanleer, dink ek ons sal dit maak. Nou hulle het hierdie uitdaging gehad. Wat vir hulle nie moeilik was nie, hulle het dit gedoen. Die volgende uitdaging kom toe, die uitdaging van hulle identiteit. Want egter want hulle name was verander. In plaas daarvan, want hulle is name gegee van wat hulle herinner aan God. Soos Daniël beteken, God is my regter. Hanania beteken, die Here is genade. Mishael beteken, wie is soos God? Wow. En Asaria beteken, God het my gehelp. En hier kom een van die hoofpriesterbeamptes, Aspenas, en hy verander hulle name dat hulle reflekteer van die Babyloniese gode. Soos Daniël word Belsasar. En Belsasar beteken, dame beskerm die koning.
Shadrach beteken, ek is bevrees vir die God. Mesach beteken, ek beteken niks nie. En Abednego beteken dienskneg van Nergal. Nou Nergal was een van daai tyd gode gewees. Ek is 'n dienskneg van Nergal. Jy sien hoe het die wêreld gekom, hoe het Nebukadneser en sy span gekom en hulle naam verander sodat hulle gode geëer kan word in plaas van die name wat God vir ons gee. Kom aan ons, is jou naam nie al verander in hierdie wêreld nie? Ek weet nie van jou nie, maar ek het al verskriklik baie name gehoor van myself, wat nie my naam is nie. En ek dink jy's 'n aap is een van die hoogste name wat bo geskryf het dat ek 'n aap is. Kom aan ons. Of is dit net mense wat my so genoem het? En as daar natuurlik ander name wat ons nou nie oor sal praat hier in die kerk nie. As jy eendag wil weet, asseblief kom drink met my koffie, kan ons lekker daar gesels. So dit het hulle identiteit geraak. Hulle name wat iets van God gesê het, is verander en sê nou iets van die gode. Hulle name. En wat interessant was, dat Daniël hulle dit nie teengestaan het nie. Dat Daniël niks daar gesê het nie. Dat hulle nie opgestaan het vir dit nie. Wat mense van buite af vir hulle sê, wat hulle doen, maar het hulle nie getraag nie, want hulle het geweet aan wie behoort hulle. Daniël, hulle het geweet, en sy 3 vriende het geweet aan wie behoort hulle. Kan ek vanmôre vir jou vra, weet jy aan wie behoort jy? Is jy seker? Jy weet. Na hierdie uitdaging van hulle identiteit, kom die uitdaging van godsdiens. Nebukadneser was nog nie klaar met hulle nie, en hy sê vir hulle, luister hierso, julle mag net eet en drink, wat hier uit Babel uitkom, en wat ek vir julle voorsit om te eet en drink. En dan hulle dink, joh, hulle kan nie. Want die vleis wat hulle nou vir hierdie afgod geoffer het, moet hulle nou eet. En hulle moes wyn drink, en dit nogal uit die beker wat uit die tempel uitkom. Moet hulle wyn drink. En Daniël kom met hierdie slim idee, en hulle kom deursigtig en maar 'n voorstel te maak met 'n slim plan, en hulle sê vir Spanjas dat ons sal net groente eet, net vir 10 dae. En as dit nie werk nie, dan sal ons dan doen soos wat die koning gesê het ons moet. En die Here het hulle gehelp, en hulle het beter gedoen om hierdie groente te eet, as wat al die ander gedoen het, op wat hulle van Babel geëet het, en gedrink het. En dit het op 'n getuienis van God se goeie bedoelings met hulle te eet uitgeloop. En natuurlik vandag doen ons nog steeds Daniëls vas. Nog steeds vandag is dit van toepassing, en dit werk hoor. Kan ek vanmôre vir jou sê, dit werk regtig. Doen jouself 'n guns en gaan bietjie op die Daniëls vas. En doen bietjie Daniëls vas. Dit is goed vir jou liggaam, dit is goed vir jou gestel, en natuurlik, dit is goed vir jou verhouding met God. Want dit verseker, God dit groot. Na die uitdaging van hulle godsdiens, het die uitdaging gekom van die gebed. Nou hierdie ander uitdagings, dit gebeur alles in hoofstuk 1 van Daniël. En gaan doen jouself vergins asseblief, moenie my woord vat vir alles wat ek hier sê vanmôre nie, gaan doen jou eie navorsing en studies rondom die woord. Want dit is belangrik, want daar's een gees, en ek wil dit weer sê, daar is een gees vanmôre. Daar's nie 2 geeste, 3 geeste, 10 geeste. En as die gees die woord aan my openbaar, sal die gees die woord aan jou ook openbaar. So gaan vat die woord en gaan doen navorsing. Nou kom ons by hoofstuk 2, die uitdaging van gebed, waar koning Nebukadneser die droom gehad het, en hy het vir niemand die droom vertel nie, en gesê, luister so, julle moet hom vir my uitlê,
vir my die droom vertel en dan nog die uitleg daarvan gee. En ons ken die verhaal. En as hulle nie vir hom die droom kon gee nie, dan het hy hulle doodgemaak. Ek moet sê, dit kan nogal moeilik wees, ek weet nie van jou nie, as ek vanmôre vir jou sê, asseblief, ek het gisterand 'n droom gehad, kom lê dit vir my uit, maar ek eers kom vertel, jy moet vir my die droom kom vertel, voordat ek vir jou sê wat ek gedroom het, en dan moet jy vir my die uitleg gee, van wat die droom beteken. Ek dink dit is nogal 'n moeilike taak gewees, en as gevolg van, hulle gaan doodgemaak word, indien hulle nie reg is, rondom die droom nie, want ek kan nou, wanneer ek na jou kyk, en ek vir jou sê, jy het gisterand van hierdie goed gedroom, of jy het van daai goed gedroom, is maklik om iets uit my duim uit te suig, en hoop dit is reg. En hier kom, want ons weet, die koppe gaan waai, maar hier kom Daniel, en hy kom na die Here, en hy bid tot die Here, en hy vra Here, moet hom help, en die Here vertel vir hom die droom, en gee vir hom die uitleg van alles, en Daniel kom, en hy red al hierdie mense van die dood. En hier kom die uitdaging van geloof. Daniel en sy 3 vriende het die toets rondom die taal, wat hulle name is, die eed en die kennis van God se wil geslaag. En Nebukadneser besluit toe, hy is groter as God. En hy dwing almal om hom te aanbid. Ek wil ons moet saam die woord oopmaak, daar op Daniel 3. En ons gaan so van vers 1 af lees tot en met 30, so stuk gedeelte. In vers 1 en 2 sê, koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el, sy breedte was 6 el. Hy het dit opgerig in die dal Turan, in die provinsie Babel. Daarna het koning Nebukadneser die landvoogde, die bevelhebbers en die gouverneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsie laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Nou Nebukadneser was verseker besorg oor sy status. Kom aan ons. En dit gebeur vandag nog in die wêreld, dat mense bekommerd is oor hulle status. Paulus het vir 17 jaar bedien. Nog steeds het die mense hom nie geken nie. Gaan lees 'n bietjie Paulus se verhaal. Vir 17 jaar het hy bedien en hy sou in die strate rondgeloop het en hulle sou nie herken. Want sy status was nie vir hom belangrik as apostel nie. Die briewe wat hy geskryf het, het hy wel geskryf die apostel van die Here, 'n diensknegt. Maar hy het nie voor almal gaan staan en sê, ek is die apostel, julle moet nou luister vir my luister, ek is hierdie groot en heilig, ek verkondig die naam van die Here nie. Want sy status was nie belangrik nie, en hierdie koning Nebukadneser se status was vir hom belangrik, want hy was bekommerd dat sy koningskap tot 'n einde gaan kom. Hy was bang dat sy koningskap, en dit was tog wat die droom uitgelê is, wat Dawid vir hom vertel het, volgens die droom. Daarom het hy hierdie beeld opgerig, en gesê, ons moet dit vier, en hulle moet hom aanbid. Ons lees verder af, vers 4 af, en die uitgeroeptes het hardop geroep, julle word aangesê oor volk, nasie en taal. Sodra julle die geluid hoor van horings, fluit, sitters, luit, harp, doedelsak en van allerlei musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne-in die brandende vuuroond gegooi word.
Let op hierdie voorstel van hierdie amptenare. Hulle was uiteraard jaloers op Daniël gewees. Selfs al het Daniël hulle in die vorige hoofstuk hulle gered om die droom uit te lê. Want as hulle nie die droom uitgelê het nie, hulle was so verkeerd gewees, sou hulle koppe afgekap gewees het. Want koning Nebukadneser het dit so gesê. Hulle was jaloers gewees op Daniël, omdat Daniël 'n direkte lyn na God gehad het. En hier kom die manne en sê, jy moet, as wanneer jy die geluid hoor, moet jy die goue beeld aanbid. Vers 7 sê, daarom het op die oomblik, toe al die volke die geluid van die horings, fluit, sitter, luit, harp, en van allerhande musiekinstrumente te hoor, al die volke, nasies en taal neergeval en die goue beeld aanbid, wat die koning Nebukadneser opgered is. Let op hoe hulle eers stil bly oor Daniël en sy 3 vriende. Hoor mooi, hy sê dat, en almal het eers gewoond geraak om natuurlik Nebukadneser te aanbid. En hierdie ouens het 'n plan gehad om vir Daniël hulle hoe sê die Engels mense, te pimp. Ken julle pimp? Ons sê ons altyd vir as jy moet jou stories aandraai, jy's 'n pimp. En voor hulle nou vir Daniël, vir Shadrach, Mesach en Abednego gaan pimp het hulle eers stil gebly oor hulle, en dat hulle almal eers gewoond geraak is om natuurlik vir Nebukadneser in die goue beeld aanbid. Vers 8 sê, op grond daarvan het tegelijkertyd Sadduseërs manne nader gekom en die Jode aangekla. Daarop het hulle met koning Nebukadneser gesprekke gesê, mag die koning vir ewig lewe. U, o koning, het bevel gegee dat elke mens wat die geluid van horings, fluit, sitter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die brandende vuuroond gegooi word. Julle moet nou mooi luister, want Nebukadneser het nooit gesê, wanneer julle nie die beeld aanbid, gaan julle in die vuuroond gegooi word nie. Dit was die amptenare wat dit kon versprei het onder die mense, om vrees in hulle in te boesem, sodat hulle die beeld moet aanbid. Kom ons kyk bietjie vandag se tyd. Hoeveel keer gebeur dit dat die wêreld vrees kom inwoonder in ons lewens, sodat jy hierdie waarde, hierdie standaarde van die wêreld moet aanneem. Want as jy nie dit doen nie, gaan dit gebeur. En as jy nie dat doen nie, gaan dat gebeur. En hier kom hulle en hulle kom lieg vir koning Nebukadneser, wat nooit gesê het dat hulle gaan doodgaan. En hy aanvaar dit. Hy neem dit so aan dat hy dit gesê het. Vers 12 sê, daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het, Shadrach, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle o koning aan u nie gesteer nie. Hulle dien die gode nie en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Koning Nebukadneser het erg geval vir hierdie misleiding en het baie kwaad geword. Hy het baie kwaad geword. En hy roep toe vir Shadrach, Mesach en Abednego en hy vra hulle, is dit waar? Is dit waar dat julle nie wil neerval en die beeld aanbid wat ek opgerig het? Is dit waar dat julle nie wil buig voor hom nie? Is dit waar dat julle my nie wil aanbid nie? En ons moet mooi kyk na koning Nebukadneser. En as ons mooi kyk, sal ons sien dat hy wil God wees. Hy wil God wees. Onthou, God het hom kom waarsku deur die droom wat gaan gebeur.
En hy wil God wees as gevolg van dat daar mense is wat hom aanbid. As gevolg van dat mense hom oplig en hom verhoog, dink hy is die beste, hy is beter as God self. Hy sê te hulle, nou wanneer julle die musiek hoor, moet julle buig voor die beeld wat ek gemaak het. Dan sal dit goed wees. Hy sê, dan sal dit goed wees as julle dit doen. Maar as julle net buig nie, sal julle in die vuuroond gegooi word. En wat vir my uitgestaan het, en hy sê, ek sal dit met julle doen. Daar is nie 'n God wat my kan stop nie. Daar is nie 'n God wat my kan stop nie. Dit is daarom gewelddadige uitdaging. Die taal is fyn, die naamverandering was erg geweest, die aanslag op 'n godsdienst was gevaarlik geweest, maar hier word die geloof nou op die spel geplaas. Gaan hulle eerder die Here aanbid, of gaan hulle die koning aanbid? God sê self, Jesus kom en hy sê self, jy kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie God dien en Mammon nie. Ons het laasweek gepraat oor keuses. Hier staan Shadrag, Mesach en Abednego voor 'n keuse wat met hulle gemaak moet word. Wat is hulle keuse? Want hulle lewe is nou op die spel. Jy sien, dit verander dinge. Wanneer daar iets op die spel is, kom ons sê, wanneer daar R100 op die spel is dit maklik om die R100 te verloor. As jou klere of iets van jou op die spel is, dan word dit 'n bietjie moeiliker, of iets wat waardevol is, bietjie moeiliker. Maar die oomblik wanneer jou lewe op die spel is, verander dit so bietjie na dinge. Want nou moet jy mooi gaan kyk, want jou lewe is nou op hierdie spel. Gaan ek nou die koning en die beeld aanbid, of gaan ek nou bly op die Here aanbid? Want hulle lewe is op die spel. Hier kom die uitdaging van jou geloof. En wat is geloof? In die Nuwe Testament is daar 2 Griekse woorde vir geloof. Die eerste woord is die woordjie pistis, wat beteken wat nog nie met ons sintuie waargeneem is nie. En die tweede woordjie, hy kom 20% van die tyd in die Nuwe Testament voor waar jy die woordjie geloof of glo sien. En dis die woordjie oiakoapo, wat 5 goed beteken. Hierdie 5 goed is eerstens is loyaliteit. Tweedens getrouheid. Derdens verbintenis. Vierdens gehoorsaamheid. En vyftens om te volhard. Nou hierdie 5 goed kan nie sonder mekaar saamleef nie. Jy kan nie lojaal wees en ongehoorsaam nie. Jy kan nie getrou wees en nie volhard nie. Wanneer ek sê, ek het geloof, moet hierdie 5 goed in my lewe wys. Dit moet deel van my dade wees, om lojaal te wees teenoor God se woord, om getrou te wees, om commit te wees, om te volhard en om te gehoorsaam. En hier kom Shadrag, Mesach, Abednego en sê vir die koning, daar in vers 16, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand van koning verlos. Maar so nie, laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Verseker was Shadrag, Mesach en Abednego verseker dapper gewees.
Ek wonder hoeveel van ons sal dit vandag reg kry. Ek wonder hoeveel van ons sou met die wete van jou lewe op die spel hierdie keuse kon maak. En te sê, ek gaan nie jou God aanbid nie. Want nou die oond wat van hulle praat, was nie sommer net 'n oond wat jy in jou huis het, jy kom huis waar net 'n brood en pas nie. Dit was 'n oond gewees. En van die oonde was so groot soos die kerk gewees. Dit was regtig 'n groot oonde gewees. Wat hulle gebrand het. Om seker goed te maak. Seker goed warm te maak. En water warm te maak. En al daai goedjies. Hierdie is 'n groot uitdaging. Ek kan vanmôre vir julle sê, nog steeds het ons staan ons daai uitdaging in die gesig in hierdie wêreld. Nog steeds moet ons die keuse maak, gaan ons die wêreld aanbid en met al sy afgode wat daarin is, of gaan ons God aanbid? Dit tegnologie is 'n wonderlike ding. Dit help op baie maniere om baie goed te doen en om bietjie lekker navorsing te doen en om bietjie dieper te delf en goed beter te verstaan. Maar dit kan ook 'n afgod wees. Want hoe maklik is dit vir my om myself om te vat en die Bybel oop te maak en nog steeds net 'n vers te lees en dan kom ek kyk gou wat gaan op Facebook aan. En dan op Facebook te gaan kyk en dan Instagram, ek lees nog die Bybel en dan weer terugspring na die Bybel toe. Dan het jy 2 minute spandeer in die Bybel en 20 minute in Facebook. Of Instagram, of sosiale media, soos wat die jong mense dit sê. Of wat TikTok. Dit is so maklik vir my om my aandag af te lei deur myself te gebruik. Om by ons te doen. As ek vinnig 'n versie nodig het, is dit maklik om myself te vat en ek gaan gou die versie te gaan soek. Maar ek kies om dit nie te doen nie. Want iemand kan my bel, ek kan 'n WhatsApp kry, ek kan 'n boodskap kry en dit trek my aandag van God af. En dit is die duiwel se plan om ons aandag te steel. Kan ek vra? Vanoggend toe ons hier gestaan en bid het, toe die kers geval het, hoeveel van julle het gekyk vir die kers? Hoeveel van julle se aandag was afgetrek gewees? So vinnig kan die wêreld ons aandag aftrek van God af. So vinnig kan ons fokus verloor. Shadrach, Mesach en Abednego het getrou gebly aan hulle geloof. Van vers 19 af lees ons verder. Toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Shadrach, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warm te maak, as wat eintlik nodig was. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Shadrach, Mesach en Abednego te boei en om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Kom ons stop gou daar. Hoor hierso. Hy sê, en aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, roep hy toe om vir Shadrach, Mesach en Abednego te boei. Onthou hierdie sterkste manne. Onthou hierdie sterkste manne. Vers 21.
Toe is daar die manne geboei met hul mantels en hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan. En hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlamme en die vuur daardie manne wat Shadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar hierdie 3 manne, Shadrag, Mesach en Abednego, het geboeiend binne-in die brandende vuur geval. Vers 24 sê, toe het koning Nebukadneser verskrik geword en hastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboei binne in die vuur gegooi nie? En hulle antwoord het sê aan die koning, sekerlik o koning. Hier kom die 3 vriende se geloof, standvastigheid loop dus uit op God se werk. Hier kom hierdie sterk manne, hierdie groot manne, en hulle boei hierdie 3 jong mans. Die oomblik toe hulle voor die oond kom besig was om hulle in te gooi, toe brand hierdie sterk manne dood. So warm was daai oond gemaak, 7 maal. Hierdie manne, Shadrag, Mesach en Abednego, val binne in die oond. En nie net dit nie, hulle beweeg vrylik rond binne in die oond. En hierdie tref my, en daar was 'n 4de persoon gewees. Hierdie 4de persoon, sy naam is Jesus. Jesus is saam met hulle in die 4de oond. En weet jy wat my nog opgemerk het? Nie is die reuk van die vuur was aan hulle klere te ruik nie. Paulus kom daar in Korintiërs, en dit is 1 Korintiërs 13, en hy sê, waar die gees van God is, daar is vryheid. Kan ek dit weer sê? Daar waar die gees van God is, daar is vryheid. Kom aan ons. Daar waar die gees van God saam met Shadrag, Mesach en Abednego, daar was vryheid, dat hulle vrylik rondgeloop het in hierdie brandende oond. Dat hulle vrylik beweeg het, dat die boeie afgeval het, en dat die reuk van die vuur nie as hulle klere gekleef het nie. Ek kan net verby my braaier stap wat brand en my klere ruik na rook. Maar waar die Here is, waar Jesus in jou lewe is, daar sal jy vry wees, sal die vuuroond jou nie eens brand nie. Kan ek sê, Hanania, Mishael en Azaria was in die vuuroond gegooi, want hulle is by 'n naam geroep. Hulle het nie gehoor oor wat se name die wêreld vir hulle gee nie. Dit was fine geweest. Jy kan my stupid noem, it's fine. Dis 100%. Jy kan my noem wat jy wil. Maar ons, God het my by my naam geroep. God het my die naam gegee wat ek vandag het. En halleluja, kan ek nie wag vir daai dag wanneer ons 'n nuwe naam kry nie. Wanneer God vir ons die nuwe naam kom gee, waar ons saam met die engele voor sy voete gaan neerval en gaan uitroep, heilig, heilig, heilig. Mag daai dag kom. En ons mag ons, elkeen van ons, daar sit en voor God se voete neerval. Vers 25 sê, hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkom
van die vierde lyk soos die van 'n gode seun. Toe het Nebukadneser daar gekom na die opening van die brandende vuur, want hy gesê, Shadrach, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. En toe het Shadrach, Mesach en Abednego uit die vuur gegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die gouverneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesê dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad het en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie, en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. En die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Ouens, die oomblik wanneer ek en jy opstaan vir ons geloof, wanneer ons gehoorsaam is aan God se woord, sal God ons red. Dis 'n belofte wat God gemaak het. Roep my aan en ek sal jou red. Kom 3 keer voor in die woord. Roep my aan en ek sal jou red. 2 keer in die Nuwe Testament en 1 keer in die Ou Testament. Daar in Joël kom dit voor. Korintiërs en Romeine. Kom die woord van God en hy sê, roep my aan en ek sal jou red. Ouens, het tyd geword as die woord begin glo. Dit het tyd geword as die woord begin uitleef. Ons almal soek hierdie hoopvolle toekoms. En God beloof dit vir ons daar in Jeremia 29 vers 11 dat ons 'n hoopvolle toekoms sal hê. Van die gedagtes wat ek kan gaan jou koester is gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Maar ouens, hierdie gaan ons iets kos. Shadrach, Mesach en Abednego het geweet, hierdie besluit wat hulle geneem het, gaan hulle iets kos. En as dit so is, dat hulle verskree het, dan was dit so. Dan was dit so gewees. Wat ek geleer het uit hierdie verhaal, is dat wees dapper in geloof. Ons geloof is nie wat ek dink nie. Ons geloof is nie wat ek sê nie. Ons geloof is wat God sê. Ons geloof is wat God se woord vir ons sê. Dit is waarin ons moet glo. Dit moet ons geloof wees. Dit moet die fondasie wees van waarom ons glo. John C. Lennox het 'n boek geskryf vir Daniel, Against the Flow. Nou, hy sê dat hulle regtig ons geleer het, hierdie verhaal, om dapper te wees in die uitlewing van die geloof. Hierdie verhaal roep ons op om dapper te wees in die samelewing vandag. Dat ons nie sal toelaat dat ons geloof ons beperk net tot ons huis en kerk nie. Want ek het agtergekom wanneer ons by die huise is dit maklik om ons geloof uit te leef. En natuurlik wanneer ons op Sondag hier kom sit, is dit nog maklik, is ook maklik om ons geloof uit te leef. Maar die oomblik wanneer ons daar in die straat is, wanneer ons in Spar instap, wanneer ons by die mall instap, verander ons en ons steek ons geloof weg. Want wat gaan die mense van my sê? Wat gaan die mense van my sê? Ek sal eerder sê ek is ingenieur.
En ek sal my werk uitbrei en ek sal oor almal kan gesels oor my werk. Ouens, wanneer het kom by ek is 'n kind van God, is dit moeilik om te praat. Wanneer laas het jy by 'n restaurant gesit of in 'n winkel ingestap en die naam Jesus op mense se lippe gehoor? As gevolg van die wêreldstandaarde het die naam van Jesus op die mense se lippe weggevat. Wat beteken God vir jou? Dat jy nie eens in die publiek sy naam aanneem nie. Wat maak ons anderster as Shadrag, Mesach en Abednego? Dat hulle kon opstaan, wete dat hulle voor die oond staan, wete dat hulle binne in die oond gegooi is. Hulle het opgestaan en gesê, ek sal nie die gode en jou beeld dien nie. Ek sal my God dien, wat my verlos. Die God wat my gehelp het, hom sal ek dien. Met die wete dat hierdie sterk manne, ek sien hierdie prentjie van hierdie groot sterk manne, wat hulle opgetel het, en gedra het, want ek glo nie hulle het vrywillig na die oond toe gestap. Ek weet nie van jou nie, maar ek sou nie vrywillig na die oond toe gestap het. Om te wete dat die oond 7 maal warmer gemaak is, om na die oond toe te stap, waar die deur oopmaak, en ek het spring. Maar as gevolg van dat hulle opgestaan het vir hulle geloof, as gevolg van dat hulle opgestaan het van waar hulle glo, die woord van die Here, kon hulle vrylik rond beweeg. En hulle was getrou gewees aan hulle geloof. Die derde dingetjie wat ek geleer het, en ek maak klaar, is wees altyd gereed om jou geloof te verantwoord. Wees altyd gereed. Let op egter dat Daniël hulle nie moeilik was nie. Hulle het steeds deelgeneem aan die stelsel. Hulle het die vreemde taal aangeleer. Hulle het hulle name aanvaar. Hulle het die amptenare genegotiate oor die etes. Maar in die oomblik, toe dit kom by hulle geloof, was nie bereid om deel te wees van die stelsel, om deel te wees van die wêreld. Hulle was bereid om voor almal en selfs die koning hulle geloof uit te leef. Kom ons hou op om net by die kerk en by die huis ons geloof uit te leef. Wanneer laas het jy vir iemand gebid en Spar? Soveel mense loop daar buite rond wat nodig het om vir gebid te word. Maar wat te trots is om na iemand toe te stap en sê, asseblief bid vir my. Want weidens, wat gaan die mense sê as ek in Spar vir iemand bid? In Petrus 3 vers 14 sê die volgende: maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie,
en wees nie ontstel nie. Ek dink baie min of inteendeel geen van ons sou hierdie toets geslaag het wat Shadrag, Mesach en Abednego gegaan het nie. En ek dank Jesus vandag vir sy genade dat ons nie deur daai toets moet gaan nie. Want ek dink dat ons almal bolveld gewees. Ouens, ons staan voor 'n oop oond wat 20 keer warm gemaak is, wat besig is om te brand. En ons is dwaas as ons dink ons kan die versoeking alleen weerstaan. Ons is dwaas as ons dink ons kan alleen deur hierdie oond stap sonder om verskoei te word. Ons het hulp nodig. En met hierdie voorbeeld, met hierdie getuienis van Shadrag, Mesach en Abednego, kom gee dit my die nuwe moed om op te staan vir my geloof. Nebukadneser het toe besef op die ou einde dat hy nie met hierdie manne moet mors nie. Want daar is iemand, daar is iets, daar is hierdie lewende wese wat saam met hulle was in die brandende oond, dat nie eers hulle klere na die vuur gereik het nie. Vanmôre vir sy is nie alleen. Hebreërs 13 vers 5 sê, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kan jy vanmôre saam met my sê, die Here sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Kan ons weer sê, die Here sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Ons is nie ek wat so sê nie. Dis God wat so sê. Dis God wat so sê. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Al begin ons die hitte voel van die vuuroond. Kom ons hou vas aan hierdie woorde dat God ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Maar kom ons staan op vir wat God, vir wie God is. En ons staan op vir ons geloof. En ons staan vas. Kom ons lê oor. Vader, dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Vader, dankie vir u belofte. Hier wat u sê, u sal ons nooit begewe of ons nooit verlaat nie. Here, laat my so dink aan die woord wat u vir Josua gespreek het. Van wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie. Ek is jou God. Ek is met jou. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Vader, vergewe ons vir ons geval het om op te staan vir ons geloof. Here, vergewe ons waar ons ongehoorsaam was aan u woord. Vader, lei ons in hierdie dag, in hierdie tyd, Here, om te doen volgens u wil. Here, om te sê en te gaan, Here. Vader, ek bid, Here, dat u ons oë sal wees, Here. Here, om te sien, om mense te sien, Vader, Here, soos wat u hulle sien. Dat ons deur u oë mense kan raak sien, om hierdie liefde vir ons naaste uit te leef. Soos wat u ons lief het.
Vader, ek bid Here dat U oor ons ore sal wees, Here, om U stem te hoor. Here, sodat ons kan doen. Vader, ek bid Here dat U hande ons hande sal wees, Here. Here, om te begin hande op lê, Vader. Here, in te gaan werk, Vader. Volgens wat U woord vir ons sê, wanneer ons by mekaar kom en ons hande op mekaar lê, sal daar genesing plaasvind. Here, dat ons sal genees, Vader. Here, dat ons sal doen. Here, dat ons hande sal opsteek en sal ontvang, Vader. Here, ek het agtergekom, Here, ons as mens, Vader, het nie 'n gee-probleem nie. Here, dit is so wonderlik, Here, om te sien hoe die mense gee. Here, ons probleem is 'n ontvangprobleem. Om te ontvang. Vader, ons kom vanmôre, Vader, Here, ons kom maak oop, Here. Here, en ons kom ontvang, Here, met sagmoedigheid die ingeplante woord. Here, ons staan te bly in ons vuurwind. Vader, om op te staan en te sê, ons sal nie die afgode dien nie. Ons sal nie die beelde dien. Here, om op te staan en te kan sê, ons in hierdie huis, ek in hierdie huis, sal die Here dien. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Elkeen wat hier is vanmôre, Vader. Here, woorde roep na U. Here, verhoog hulle op die regte tyd. Here, ons eer U, ons loof U en ons prys U. In U wonderlike naam alleen. Amen en amen.